Maar behalwe nou, ek het nou eintlik nou nie die vraag vir jou voor die tyd gestuur dat ek nou gaan vra nie. Ja. Maar behalwe nou vir jou boek wat jy publiseer, wat jy druk om te verkoop, is daar dalk skrywers wat jy vir jou eie gesin of jou eie familie skryf Nee, wat nou nie? Nee, ek het nog niks gedoen. Ek het my eie storie het ek nou op die rekenaar. Okay. Maar ek het besluit nee, ek gaan hou maar daarso dat hulle later aan waarna kan Nou, dan kyk. sal dit vind. Maar Ja. ek sukkel 'n bietjie om op datum te hou. Wat Ja. dit is so. Maar So die lank terug kan jy mooi skryf, ek het maar want ek het om begin van my geboortedatum af. my jene. Ja, waar skool gegaan het en alles daai en hoe ek op 'n Swaziland op 'n plaas gewees het en al my skoolloopbaan en Die dan biografiese inligting. my militêre loopbaan hoe ek op Kok Eiland geland het. En, Seker baie avonture. Ja, Daar dit daai is. eiland. Dit is, maar die in die afdeling in die weermag wat ek gedien het was nie aksie gewees nie. Ek was 'n radio verbinding, lang afstand, morskode. Jy het alles gehoor of jy het alles gelees wat aangaan. Ja. Ja, dit is Hallo en welkom by nog 'n episode van jou memoirs. Ek is Anay Pretorius, die samesteller van memoirboeke wat elke ouer en veteraan help om sy of haar lewensverhaal neer te skryf vir hul familie. En vanoggend gesels ek met Paul Els. Paul is bo en behalwe 'n publiseerder van al 31 boeke, tans ook besig met sy eie memoirs vir sy eie kinders en vir sy nageslag. Kom ons hoor wat hy ons kan vertel. So, vandag gesels ons met Paul Els en as wat ons gehad het was morskode. ja, En ek het dag en nag was ek nou beskikbaar daarvoor gewees. ek dink nou aan my dogter, my oudste dogter wat een keer toe sy by die skool van morsekode geleer het. Was nog laerskool iewers. Kan jy wat se graad net sy 'n brief vir hom vir Vadersdag in morsekode geskryf en hoe oulik dit was. Dis reg, ja.